is Sunay Skeepers van OVK Media. Vandag kuier ons saam met Louis Styl, die hoofuitvoerende beampte van die Bonsmara Telersgenootskap, hier by Optimum Bonsmara, net buite Bloemfontein. Hallo Louis. Dankie Sunay, dit is vir Bonsmara 'n voorreg om vir OVK hier te hê. Dit is lekker vir ons om saam met julle te werk. So ons gaan 'n bietjie Bonsmara gesels. Kan jy ons meer vertel van hierdie gewilde ras? Ja, die genootskap is gestig in 1964 en ons staan tans, ons het binne 60 jaar gegroei na die grootste ras in Suid-Afrika toe. So ons staan tans op so 348 teelers met so 127.000 geregistreerde stoediere. Wat is die belangrikste karaktereienskappe van Bonsmaras? Ek dink wat vir ons die heel belangrikste is die aanpasbaarheid. Ek dink dit was die doel waarvoor die ras geteel is en wat die ras so gewild gemaak het. So aanpasbaarheid is verseker vir ons die belangrikste eienskap en dit word natuurlik geskoei op die feit dat ons goeie moedereienskappe het en dan het ons uitstekende groei op ekstensiewe en intensiewe omgewing. So ons het koeie wat op marginale veld kan presteer en dan hulle kalvers presteer baie goed in intensiewe omstandighede in die voerkraal en dan vir ons baie belangrik die afsluiting is natuurlik die karkaseienskappe van die Bonsmaras en ons is baie trots dat ons al vir die laaste 13 van die laaste 14 jaar die nasionale karkaskompetitiewenner was. Hoe belangrik is naspeurbaarheid vir die ras en vir die teelers? Ek dink veral in hierdie stadium waarin die bedryf is dit uiters belangrik dat ons goeie naspeurbaarheid het en weens die Bonsmara se 100% prestasietoets verpligte stelsel is alle stoet Bonsmaras is 100% naspeurbaar. So daar's Bonsmaras wat jy kan terugtrek tot waar kom hulle oorspronge in die 1950 vandaan. So ek dink dis 'n baie groot voordeel wat die ras het oor dat ons daai stelsel het en dan dink ek is dit baie belangrik vir waar ons bedryf op hierdie stadium is, laat ons nasionale naspeurbaarheid in werking kry. Een van die mees kontroversiële aspekte in die rooi vleisbedryf is die back and closure. Sien jy 'n oplossing? Ja, ek dink die back and closure het die bedryf ongelooflik baie skade berokken sedert 2019 al en ek dink ons oplossing is, daar moet verseker begin beter toegang na inenting toe kom en dan moet ons die hele vaccinate to live, inenting om te leef. Die vrees moet van boere se kop afgehaal word dat hulle diere slegs geslag kan word indien hulle back and closure sou kry op die plaas of as hulle diere ingeënt is. So ek dink hoe meer ons hierdie entstowwe in die privaat bedryf kan beskikbaar maak, dat boere hulle self kan inent teen of hulle diere kan inent teen back and closure, hoe vinniger gaan ons beheer daaroor kry en hoe vinniger gaan ons marktoegang tot internasionale markte ook kan herstel. Is jy opgewonde oor die toekoms van die Bonsmara ras? So nee, ek is verskriklik opgewonde oor die Bonsmara ras. As ons sien wat ons al bereik het in 60 jaar, in 2025 het ons 'n ongelooflike veilingsseisoen gehad met baie goeie gemiddelde op ons bulle wat verkoop is. En as ons ook kyk na die nuwe toetreders wat elke jaar weer besluit om Bonsmara toeteelers te word en 'n nuwe jong bloed wat in die mark inkom, is ons regtig baie positief. En natuurlik ons kommersiële teelers. Ons kommersiële teelers floreer met die Bonsmara en hulle is regtig besig om baie goeie resultate en winsgewendheid te behaal en dit bewys dat die ras is volhoubaar en die ras gaan daar wees vir die lang termyn. Baie dankie Louis vir jou en SP se tyd. Ons wens vir julle alle sterkte toe. Dankie baie Sunay, dit was 'n plesier om julle hier te ontvang en dit was lekker om julle hier te hê.